ek het so 3 ander temas gehad, en gister toe ek afsonder, toe ervaar ek regtig, die Here wil hê ek moet vanoggend praat oor, maak Jesus jou lig. Laat Jesus jou lig in jou lewe wees. Weet julle, ek en jy, die Bybel sê in Psalm 119 vers 103, dan sê hy, die Here is 'n lamp vir my voet, en 'n lig vir my pad. Weet jy, die Here gee vir ons genoeg lig om ons elke dag op ons pad te hou. Maar ons is op pad na die groot lig, die ewige lewe. Dit waarvoor God my en jou gekies het. Dis waarheen ek en jy op pad is. Maar wat jy op hierdie aarde doen, gaan bepaal of ons daar uitgaan. Maar terwyl ons op hierdie aarde is, weet jy, die Here wil hê ons moet hom volg. As Jesus jou lig in jou lewe is. Weet jy, ek het agtergekom, ons gaan almal deur goed in ons lewens. Almal van ons op een of ander stadium in jou lewe, dan beleef jy aanvalle, jy beleef goed. Jy sê, Here, dit is nie meer lekker nie. Maar weet jy wat, as Jesus jou lig is, dan volg jy hom maar altyd, jy keer maar altyd terug. Ek sê vir iemand in die week, hy sê vir my, hy is bekommerd oor sy kinders. Ek sê, weet jy wat, jy het jou kinders goed groot gemaak. Jy het jou kinders volgens die Here se vrees groot gemaak. Ek sê, baie kinders, verlaat maar 'n bietjie die pad. Maar moenie bekommerd wees nie. As hy nie die Here vind nie, sal die Here hom vind. Ek gaan vir julle nou wys. Paulus wou nie die Here vind nie, maar die Here het hom gevind. So weet jy wat, al wil jy nie die Here vind nie, hy sal jou iewers vind. Maar hoekom? Want hy's lief vir ons. Ons is sy maaksels. En dan wil ek jy vat na Johannes 8 vers 2. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duister wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Weet jy, as jy voel duisternis oorweldig jou, as jy voel, Here, die wêreld raak en sy sorge raak vir my net te veel, dan kom God volgend en hy sê vir jou, as jy my volg, sal ek vir jou die lig van die wêreld wees, en jy sal nie bekommernis hê nie. Al het jy probleme, wie van iemand hier sit, wie kan sê, jy het geen probleme van geen aard nie? Ons almal het iewers probleme, maar weet jy wat, God help jou daardeur. Jesus is ons lig, solank as wat ons hom volg, dan is hy daar vir ons. En dan lees ons in Jesaja 60. Jesaja 60 kom en hy profeteer en sê, weet jy wat, daar's 'n lig wat aan die kom is in die wêreld. En kom ek lees gou vir jy. Hy sê, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en die donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Weet jy wat, as ek hierdie lees, dan sê hy, staan op. Staan op. Weet jy, partykeer wil die Here vir my en jou sê, staan op uit die as uit. Staan op uit hierdie goed wat jou so vashou, hierdie kettinge wat jou so vasbind. Jesus het dit klaar daai kettinge kom breek. Want hy sê net voor dit, in Jesaja 43, dan sê hy die kopergrendels of 41, dan sê hy die kopergrendels kom verbreek en die ysterdeure het hy stikkend geslaan. Jesus het dit klaar vir my en jou gedoen. Maar weet jy wat, partykeer moet ons bietjie in ons harte inkyk. Sê, Here, wat is dit wat daai lig, wat binne my hart is, wat bedek daai lig, sodat daai lig nie kan skyn nie. Partykeer is ek en jy die grootste ondergang, dat God se lig nie kan skyn nie. God se lig skyn altyd. Amen. Maar die Bybel sê, ons moet nie soos 'n liggies wat onder 'n maatemmer gesit word nie. Partykeer verdoof ons eie lig, want weet jy hoekom? Die duiwel kom steel van jou. Hy kom steel jou persoonlikheid, hy kom steel jou selfbeeld, en dan kom sê hy vir jou, weet jy wat? Jy moes nie gebore gewees het nie. Wie het al dit gehoor? Jy's 'n fratsongeluk. As dit nie vir jou was nie. Weet jy wat? God het jou kunstig geweef. God het jou spesiaal gemaak. Hy kom sê vir jou vanoggend, ek het jou lief my kind, ek gaan nie my rug op jou draai nie. Ek het jou lief. En dan lees ons in Psalm 139 vers 23. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart. Hoe kyk ons? As jy kyk, wat kyk jy? Wat sien jy van jouself? Sien jy dat God jou lief het? Besef jy dat God jou kunstig geweef het? Besef jy dat jy is 'n uitverkorene van die Here? Dat die Here het jou nie gemaak en gesê, ag nee, jy's 'n fratsongeluk, ek het 'n fout gemaak nie. Weet jy, God maak nie foute nie. Die wêreld maak foute, maar God maak nie foute nie. God sê, ek ken jou van voor jou geboorte. Toe ek en jy nog in die geheim gemaak is, het hy van jou geweet, het hy jou gekies. En dan lees ons in Johannes
1 vers 4. In hom, in Jesus, was lewe. En die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Hy sê, in hom was lewe. Weet julle hoekom het ons nie 'n vol lewe vandag nie? Want ons lewe nie in hom nie. Hy sê, as jy in hom het jy lewe. Amen. Jy kies om daai volle lewe te hê, want Johannes 10 vers 10 sê, hy sê die dief, die Satan, wat doen hy? Hy slag, hy steel, hy verwoes. Maar dan sê in die tweede gedeelte, God, Jesus het gekom, dat ek en jy lewe en oorvloed daarvan kan hê. As jy nie 'n oorvloed van lewe en dan moet jy jouself vra, Here, is hierdie Johannes 1 vers 4 nie dalk, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Weet julle, baie keer sê ons glo in Christus, maar ons volg hom nie. Baie keer sê ons, hy is die lig in ons lewe, maar dan volg ons ander ligte. Ander goed wat ons besig hou. Soms ervaar ek en jy, daar's donkerheid en daar's storms in jou lewe. Wanneer daai storms in jou lewe opduik, waarna toe hardloop jy? Hardloop jy na mense toe, gaan soek jy jou vertroosting eers by mense, of gaan soek jy jou vertroosting by die Here? Die Here wil jou eers vertroos. Hy wil eers hê jy moet na hom toe hardloop. En weet jy, as jy na hom toe hardloop, weet jy wat doen hy? Dan stuur hy mense op jou pad. Dan stuur hy mense om jou te help, om jou te dra, om jou sterk te maak. Ons lees in 2 Samuel 12 vers 7. Toe sê Nathan vir Dawid, U is die man. Sê vir jou langs jou, jy is die man of jy is die vrou. U is die man. Wat het Dawid gedoen? Kom ons kyk, wat se man was Dawid? Sê vir die ou, maar ek is nie daai man nie. Sê vir jou langs jou, ek is nie daai man nie. Ek is nie Dawid nie. U is die man, so sê die Here, die God van Israel. Ek het jou as koning gesalf voor Israel. En ek het jou gered uit die hand van Saul. Waarom het jy die woord van die Here verag? Kom ons stop 'n bietjie daar. Hoeveel goed doen die Here vir my en jou in die lewe? Wie van u het vanoggend hiernatoe geloop? Ons het gery. God voorsien vir jou. Hy sê, ek het jou koning gemaak, sê hy vir Dawid. Ek het jou alles gegee, ek het vir jou kos gegee, ek het vir jou klere gegee, ek sorg vir jou elke dag, maar jy het my woord verag. Wat het Dawid gedoen? Kom ons kyk, wat het Dawid gedoen? Deur te doen wat verkeerd is in sy oë. Uria die Hetiet, het jy met die swaard verslaan, en sy vrou, het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. Weet jy, hier kom God en hy sê vir Dawid, jy's 'n sondaar. Jy's 'n sondaar. Weet jy, baie keer moet ek en jy kom en ons moet sê, Here, ons besef ons het sonde. Ons besef ons is sondaars. Maar weet jy, as jy tot daai besef gekom het, wat doen jy daarna? Dawid hoor wat God vir hom sê. Weet jy, sodat ek en jy sit. Daai Psalm 139 wat sê, God ken jou hart. Hy sien wat hier binne aangaan. Hy weet wat ek en jy doen waar niemand sien nie. Hy ken jou hart en dan kom hy en dan sê hy vir jou, uit sy woord uit, of hy kom kla jou aan. Nee, ek lieg, hy kla jou nie aan nie. Die duiwel kla jou aan, hy oortuig jou. Jy weet mos, die Heilige Gees kla jou nie aan nie. Ons sê altyd die Heilige Gees kla ons aan. Gaan wys dit vir my in die Bybel. Hy sê die Heilige Gees, Jesus sê in Johannes 14, ek stuur die trooster, wat julle sal oortuig. Nie aankla nie, die Satan kla jou aan. Want as hy jou aankla, is daar skuld, is daar sonde. Maar God kom oortuig jou. En hier sê hy vir Dawid, jy het gesondig, maar kyk Dawid se reaksie. En Dawid sê vir Nathan, vers 13, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook die sonde vergewe. U sal nie sterwe nie. Toe Dawid hoor wat sê God. Wat sê God vanoggend van jou? Wat sê hy van my? Maar toe Dawid besef, ek is 'n sondaar, wat doen hy? Die eerste ding wat hy doen, hy bely dit. Hy sê, Here, ek is jammer. Here, vergewe my, ek het van die lig afgedwaal. Ek het my eie kop gevolg. Ek het gedoen wat vir my belangrik is. Ek het nie meer gedoen wat vir God belangrik is nie. En Dawid bely sy sonde. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sonde te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Weet julle wat doen ons baie keer? As ons iets verkeerd gedoen het, of is dit net ek wat dit doen? Ek probeer blame shift doen. Ek probeer die volgende hou. Here, was jy ekie? Was jy ekie? Het was hy. Onthou julle? Toe die Here by Aram kom, toe sê hy vir Aram, wat het jy gemaak? Toe sê Aram, Here, is jy ekie? Dis hierdie vrou wat jy vir my gegee het.
En die vrou kom en sy sê, Here, dit was nie ek nie. Dit was die slang wat my verlei het. En jy weet, tot vandag toe kom ek en jy en ons wil blameshift doen. Ons wil heeltyd ander mense, ons ervaar nie verantwoordelikheid vir ons eie probleme, vir ons eie afdwaal van God nie. Waar het ons verkeerd gegaan? Maar weet jy wat? God sê vir Dawid, moenie worry nie. Jy het jou sonde bely. En omdat jy het bely het, is ek getrou en regverdig om jou sonde te vergewe en dit van jou af weg te vat. Weet julle? En dan dink ons aan Petrus. Petrus is daar Jesus is daar in die tuin van Getsemane. Hy's besig om te bid. Hier kom die hoërpriester se soldate aan of se wagte aan en hulle sê vir die Here, ons gaan jou nou gevange neem. En wat doen Petrus? Hy pluk sy swaard uit. Hy kap Malchus se oor af. Hy sê, julle sal nie my Here arresteer nie. En net daarna toe hardloop Petrus weg saam met die disippels. En die Here sê vir hom, Petrus, voor die haankraai sal jy my 3 keer verloon. En dink bietjie, hoe moes Petrus gevoel het? Hoe moes Petrus gevoel het? Toe die Here daar in die binnehof is, hy is daar vasgemaak. Hulle is besig om hom te slaan. Hulle is besig om hom te verneder. En die hand kraai, en kyk bietjie, Lukas 22 vers 61. En die Here het hom omgedraai, en Petrus aangekyk. Weet julle hoe verskriklik moet dit wees, as ek en jy die dag voor die Here gaan staan, en hy kyk jou so in die oë, en hy sê vir jou, my kind, jy het my teleurgestel. Gaan weg van my, ek ken jou nie. Of hy kyk jou so in die oë, en hy sê vir jou, my kind, dankie. Jy het sonde gedoen, maar jy het bely. Jy het dit laat staan. Jy het agter jou gesit. Jy het vorentoe gekyk. Jy is my geliefde in wie ek welbehaag het. Ek lees dit net gisteraand in Handelinge, waar die Here sê, Dawid, met hierdie moord wat hy gepleeg het, met hierdie sonde wat hy gedink is aan Handelinge 14, dan sê hy, en Dawid was 'n man so na my hart. Want Dawid kon sy sonde bely. Hy kon dit agter hom sit en hy kon vorentoe kyk. En hy sê vir Petrus, en die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou. Wat hy vir hom gesê het, voordat jy haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Petrus het besef, hy het die Here verloon. Hy het besef, Here, ek het fout gemaak. En Petrus onthou die woord wat die Here vir hom gesê het. As ek en jy voor die Here gaan staan, sê Johannes 12 vers 48, is daar net een wat my en jou gaan oordeel, dis God se woord. Die woord wat u vandag hoor, gaan vir jou tel of het gaan teen jou tel. Jy gaan nooit sê, Here, ek het nie geweet nie. Die Here gaan vir jou sê, jy was vandag op hierdie dag in El Shaddai Laagveld gewees met 'n doel. God het jou hier gekies om hier te wees. Al het jy gekom vir ander redes. God het met jou 'n afspraak vandag. Vandag is jou dag wat die Here vir jou wil sê, ek gaan jou nie los nie. Ek gaan jou terugbring. Ek gaan jou nader aan my bring. Ek gaan jou red. Ek gaan jou uitred want ek is lief vir jou. Ek wil nie jy moet verlore gaan nie. Ek wil hê jy moet die ewige lewe beerwe. Dan kyk ons na die blinde man. Jesus nooi die blinde man. Hy kom by die blinde man. Hierdie ou van sy geboorte af, is hy 'n blinde man, hy sit in bedel, hy kan nie in die bad klim nie, want voor hy daar kom, ons almal voor hom, en kyk wat gebeur. In Johannes 9 vers 6, en toe hy dit gesê het, spieg hy op die grond, en maak klei van die spieg, en smeer die klei aan die oë van die blinde man, en sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word, uitgestuur, en hy het gegaan, en hom gewas, en hy het siende teruggekom. Weet jy, ek bid so in my eie hart, Here, laat u ook soos wat u hierdie blinde man, die skille van sy oë laat afval het. Toe die Here daai skille laat afval, toe sê die Here vir hom, gaan was jou. Weet jy, daar is soveel waarheid, as ek en jy jou laat was. Maar nie laat was, net om skoon te word, om hierdie vlees te reinig nie. Maar as jy laat doop in Christus. Hy sê vir hierdie man, gaan was jou. En dan kyk ons na Aman. Aman is melaats, en die profeet kom, en die profeet sê vir hom, luister hiersom, die Here sê, so right, jy gaan gesond word, maar gaan was jou in die Jordaanrivier. En Aman word kwaad. Hy sê, hoekom moet ek my in die Jordaanrivier gaan laat was? Is ons riviere nie goed genoeg nie? Weet jy, gehoorsaamheid aan die woord van die Here is my en jou redding. As die Here vir jou sê, maak so, dan maak jy so. Moenie teen God se woord gaan nie. Aman wou eers nie. En dankie vir 'n diensmeisie wat by hom werk, wat van Israel af kom.
en sê, as die profeet so gesê, dan doen jy dit. As God se woord sê, doen dit, wat moet ek en jy doen? Dan doen ons dit. Dan reageer ons op God se woord. God wil my en jou verlos van blindheid. Hy wil jou verlos van melaatsheid. Hy wil jou verlos van die kettinge wat die duiwel so op jou sit om jou vas te maak. Maar is jou keuse of jy verlos gaan word of nie. En dan lees ons in 2 Konings 5 vers 14. Daarom het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God. En sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun. En hy het rein geword. Hy het rein geword. Paulus kom in 2 Korintiërs 6 vers 11. En dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig. Maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus. En deur die Gees van God. Hierdie einste Paulus, ons gaan nou kyk, wie was Paulus? Sy naam was Saulus. Saulus het God se kinders vervolg. Paulus wou niks weet van die Christene, hy het hulle doodgemaak. Saulus was kwaad vir die Christene, hy het nie geweet van Jesus nie, hy was onder die wet. Hy het Moses en die profete nagevolg, en Jesus verskyn op die toneel, en Paulus verstaan dit nie, hy vervolg die Christene, hy maak die Christene dood, hy staan op teen Jesus. En dan lees ons in Jesaja 9 vers 1. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskare weer, oor hulle het 'n lig geskyn. Weet jy wat? Hy sê die volk wat woon in die doodskare weer, oor hulle het 'n lig geskyn. Ek glo so met my hele hart vanoggend. God wil sy lig oor jou en my laat skyn. Ons sit in die doodskare weer. Ons lewe in tye nou, waar God se wederkoms so kan plaasvind. Ek dink die eindtyd is baie nader as ons dink. En weet jy wat? Die duiwel probeer ons van God af weghou, maar hier sê hy, die lig het verskyn. Jesus is die lig, en dan lees ons in Jesaja 9 vers 5. As hy vers 1 sê, die volk wat in duisternis woon het 'n groot lig gesien. Daai groot lig praat hy van Jesus, want in vers 5 sê hy, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wondermaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Is dit nie wonderlik nie? Dat Jesus vir my en jou kom intree het. Laat hy die voorspraak by die Vader is vir my en jou. Hy's nou besig om vir my en jou in te tree. En dan wil ek uitkom by Paulus. Paulus vervolg die Here, en kom ons lees gou in Handelinge 9 vers 1. Toe was sy naam nog Saulus, dit was voor die Here sy naam verander het na Paulus toe. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het, teen die disippels van die Here, het na die hoërpriester gegaan. Hoeveel keer blaas ek en jy moord en dreiging teen die disippels van die Here, teen die predikers? Hoeveel keer staan ons op teen predikers wat die waarheid praat? Hoeveel keer staan ons op teen God se woord? Hoeveel keer luister ons nie na God se woord nie? Paulus wil niks weet nie, hy vervolg die Christene, hy maak hulle dood. Paulus sê toe Stefanus, die eerste martelaar vir Christus, toe hy gestenig is, toe sê Paulus, Paulus, het sy vermoording goedgekeur. Ek het na die priesters toe gegaan, ek het briewe gekry, en gesê, hierdie ouens wat so preek van die weg, wat so preek van Jesus, kom ons maak hulle dood. Dis die mens wat Paulus was, maar kyk wat gebeur in Paulus se lewe. En van hom briewe gevra, hy het na die hoërpriester gegaan, en van hom briewe gevra, aan die sinagoges in Damaskus, sodat hy, as hy mense sou vind, wat van die weg, van Jesus was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En wat hulle dan daar gedoen het, as jy dan Jesus openlik bely voor hulle, het hulle jou of gestenig, of hulle het jou in die tronk gesit, of hulle het iets aan jou gedoen, as hulle hom na die hoërpriester toe gevat het. En toe hy op sy reis, naby Damaskus kom, straal skielike lig om van die hemel af, en hy val op die grond, en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En hy antwoord, en die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. Miskien het jy volgende ingekom, en jy het al baie van Jesus gehoor. Weet julle, om van Jesus te hoor en in Jesus te glo is een ding. Maar om wedergebore te raak is 'n ander ding.
Jy kan nie sê ek glo in Jesus, maar jy is nie wedergebore nie. Ons lees in Johannes 3, Nikodemus kom na die Here toe skelm in die nag. Hy sê, Here, wat moet ek doen om gered te word? Die Here sê, Nikodemus, jy moet wedergebore word. Hy sê, Here, maar hoekom moet ek terug na my ma se maag toe gaan? Dis onmoontlik, ek kan nie. En die Here sê vir my, jy moet in gees en in water moet jy gebore word. En hier kom Paulus en die Here sê, Paulus, dis vir jou moeilik om teen die prikkels te skop. Met ander woorde, jy wil nie hoor wat God se woord sê nie. Jy wil my Jesus nie aanvaar nie. Jy hardloop weg van my af. Jy vervolg my. Jy maak my kinders dood. Jy praat teen hulle. Jy wil nie doen wat my woord sê nie. Maar weet jy, daai dag breek aan. En die Here verander Paulus se lewe. En hy sê, en hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. En dan lees ons in vers 17. En Ananias het gegaan, die Here verskyn aan Ananias. Hy sê vir Ananias, gaan daar na Reguitstraat toe. Daar's 'n man in daai huis. En Ananias sê, Here, ek weet wie is daai man. Sy naam is Paulus. Here, ek kan nie gaan nie. Paulus maak mense dood. Sorry, Here, ek gaan nie. Maar die Here sê, gaan. Sê vir hom, die een wat aan hom verskyn het, dis hy wat hom gestuur het. En kyk wat doen Ananias. En Ananias het gegaan en in die huis gekom. En hom, Saulus, die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur. Naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het. Weet jy, miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, Here, hierdie pad wat ek gekom het tot vanoggend toe, was nie 'n lekker pad nie. Was nie 'n maklike pad nie. Dit was dalk 'n ongelowige pad. Here, dit was dalk 'n pad wat ek nie gekies het nie. Here, ek wil nie op hierdie pad wees nie, maar ek wil jou vir jou goeie nuus vanoggend. Here sê, die een wat aan jou verskyn het op die pad wat jy gevolg het tot nou toe, tot op hierdie oomblik. Miskien voel jy, Here, ek is nie waardig nie. Miskien voel jy vanoggend, Here, u praat met die ou langs my, u praat nie met my nie. Want hoe kan u my nou uitkies? Ek het vir jou goeie nuus, die Here het jou lankal uitgekies. Van voor jou geboorte het jy jou uitgekies, dis hoekom jy gebore is. Hy het jou uitgekies. En hy sê vir hom, op die pad waarmee jy gekom het. Weet jy, die Here sê vir jou vanoggend, kom na my toe net soos jy is. Partykeer wil ons mense eers verander en dan wil hulle kerk toe kom. Nee, die Here sê, kom na my toe net soos jy is. En ek wys jou nog 'n uitnemender pad. Met ander woorde, ek sal dan vir jou die regte pad wys. Maar jy moet net kom. Jy moet net gewillig wees. En dadelik, en hy sê, op die pad waarmee jy gekom het, hoekom? Hoekom stuur die Here vir Ananias? Hoor wat sê hy, sodat jy weer kan sien, en met die Heilige Gees vervul kan word, sodat jy weer die lig kan sien, dat jy kan besef, Jesus is jou lig, Jesus is jou leidsman, hy is die ene wat in jou belê het, en al wat hy vir Paulus op daai oomblik gesê het, keer terug na my toe. Neem my aan, ek wil jou lewe verander. Hoor wat jy sê, sodat jy weer kan sien, en met die Heilige Gees vervul kan word. Weet jy, baie mense sien, maar hulle is nie vervul met die Heilige Gees nie. Baie mense is vervul met die Heilige Gees, maar hulle wil nie die regte pad sien nie. En toe Paulus die evangelie snap, toe hy besef, hierdie is Jesus. Dis nou Jesus wat van hom besit geneem het. Wat doen Paulus? Wat doen Paulus? Kom ons kyk. In vers 18. En daar het dadelik iets so skille van sy oë afgeval. En hy kon onmiddellik weer sien. En hy het opgestaan. En hy is gedoop. Toe die skille afval, toe Paulus die evangelie snap, toe besef hy, onthou Paulus was die Here het hom vir 3 dae met blindheid geslaan. Paulus het geloop, maar hulle moes hom lei tot by sy huis, hy kon nie sien nie. Ek bid so, as jy nou nie wil sien nie, laat die Here jou ook 3 dae met blindheid slaan, totdat jy sien. Nee, ek spot som, ons mag dit nooit doen nie. Maar die Here moes vir Paulus met 3 dae met blindheid fisies slaan. En daar val iets so skille van sy oë af. En hy ontvang die evangelie. En die eerste ding wat Paulus doen, hy was gedoop. Hy was gedoop. Wat se doop kry mense in die Bybel? Kry jy 'n klein doop of kry jy 'n groot doop? Die Bybel het net een doop. Daar's nie 'n klein doop nie, daar's nie 'n groot doop nie. Hy het net een doop, dis 'n bekeringsdoop. Toe Paulus die lig sien, toe neem hy die besluit, toe word hy gedoop. Ek en jy moet die besluit neem. Daar's net een doop in die God se oë. Hy sê, bekeer jou
en laat jou doop reg deur die Bybel. Ons kyk daar in Handelinge 2 vers 37 of in Handelinge 2. Petrus staan op en hy begin vir die mense te vertel. Hierdie einste Petrus wat die Here nou verloon het. Hy staan op en hy verduidelik die volk van Petrus. Hy vertel vir hulle van Jesus. Hy vertel vir hulle die evangelie. Jy moet Jesus aanneem. Hy vertel vir hom alles. En in vers 37, toe sê die Bybel, en hulle wat geglo het, was diep in die hart getref. En hulle vra vir Petrus, hulle sê, broeder, wat moet ons doen? En in vers 38 sê Petrus, bekeer julle en laat julle gedoop word. Bekeer julle en laat julle gedoop word. Wie van julle wat hier is, wie het al tot bekering gekom? Wie het al die Here aangeneem? Toe jy die Here aangeneem het, is jy gedoop? Is jy gedoop? Of is jy nie gedoop nie? Jy moet jou eers bekeer en jou laat doop. Miskien sê jy hier, maar pastoor, ek was gedoop as 'n babietjie. Ek was ook as 'n babietjie gedoop. En die Here het my in 1990 so in 'n diens, het die Here my uitgehaal. Self het die Here met my gepraat en gesê jy moet weer gedoop word. En toe word ek bang na ek gedoop is. Ek weet dit was die Heilige Gees. Jy weet as die salwing op jou kom, dan doen jy enigiets. Maar die volgende oggend, toe sê die duiwel vir my, jy's 'n wederdoper. Toe gaan lees ek Handelinge 19. Paulus kom by disippels, hy vra vir hulle, met wat se doop is julle gedoop? Hulle sê, ons is met die doop van Johannes gedoop. Daar was niks fout met Johannes se doop nie. Johannes sê, ek doop julle met water. Maar hy wat na my kom, sal hulle doop met vuur en die Heilige Gees. En Paulus doop hulle oor. Hy doop hulle weer. Hy lê die hande op hulle. En toe word hulle vervul met die Heilige Gees. En dan lees ons in Matteus, en hy dadelik Christus in die sinagoge verkondig, dat hy die seun van God is. Paulus het nou net 'n paar dae terug, vervolg hy die Christene. Toe verkondig hy Christus, en Paulus het vir 2 jaar het Paulus probeer om by die disippels in te kom. Hulle het hom nie getrust nie. Maar weet jy wat het die Here in 2 jaar gedoen? Kyk wat sê vers 22. Maar Saulus het al meer krag ontvang. As jy doen wat God van jou sê, weet jy wat doen die Here? Hy gee vir jou krag. Krag om die duiwel te weerstaan. Krag om sy evangelie te verkondig. Krag om elke dag vorentoe te gaan. Om elke dag te sê, Here, ek het moed vir die nuwe dag. Ek doen dit nie in my eie krag nie. God gee vir my krag. En dan lees ons in Matteus 5, vers 14. Jesus kom in Johannes 8, hy sê, ek is die lig van die wêreld. Hier kom hy in vers 14, hy sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg is, kan nie versteek word nie. Weet jy, hoekom is ek en jy die lig van die wêreld? Want 2 Korintiërs sê, as jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan. So ek en jy kry Christus se DNA. Ons word klein Christusse op hierdie aarde. Dieselfde missie wat hy het, omdat hy die lig was, verwag hy van my en jou om die lig vir die wêreld te gee daar buite. Waar ek en jy kom, moet ons lig laat skyn. En dan lees ons in vers 16. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. En julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Wanneer sien mense ons goeie werke? As ek en jy God se woord volg. Jy kan nie sê, Here, mense sien my goeie werke, maar is teenstrydig met God se woord nie. Die Bybel sê, daai werke, bou jy met goud of bou jy met hooi en stof? Bou jy met God? Bou jy met goud? Bou jy met God se woord? Laat julle lig so skyn voor die mense, dat julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Dan lees ons in Markus 16 vers 15, en Jesus self sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo, en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Hoor jy wat sê, hy wat glo, en hom laat doop, nie net glo nie, en hom laat doop, hy sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Hoekom moet ek en jy gedoop word? Wat is die belangrikheid van doop? Wat bring doop vir my en jou, as ek en jy gedoop word? Hy sê in Romeine 6 vers 3, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is. Weet jy wat sê hy? In sy dood. Nou, as iemand dood is, hoe begrawe jy hom? Sit jy hom daar neer, dan gooi jy 'n paar stukkies grond op hom, en sê vir hom, jy is nou begrawe?
in sy dood. Jy word toegemaak. Doop beteken baptisto. Baptisto beteken, 'n Griekse woord is baptisto, wat beteken onderdompel. Jy word onderdompel. Hy sê, jy sterwe 'n dood. Jy sterwe 'n dood, en dan sê hy, nie 'n fisiese dood nie. In sy dood. Ons is dus saam met hom begrawe deur die dood, in die doop, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Wat gebeur as jy deur daai doopwater gaan? Jy staan op in die heerlikheid van die Vader en jy lewe dan 'n nuwe lewe. Jou ou lewe, jou ou mens van sonde, sterf jy af. Jy sterf dit fisies af en jy sê, Here, nou staan ek op in Christus. Beteken dit jy gaan nie meer sonde doen nie? Ons gaan nog sonde doen, maar ons het nou 'n voorspraak. Sy naam is Jesus, hy help ons. En dan lees ons in vers 6. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer sonde sou dien nie. In Matteus 3 vers 16 dan lees ons, toe Jesus gedoop is, wat het gebeur toe Jesus gedoop is? En nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Gees van God, soos 'n duif op hom neerdal en op hom kom. Toe Jesus gedoop is, toe gaan die hemele vir hom oop. Die Heilige Gees kom oor hom vaardig, en die Heilige Gees neem van hom besit, soos nog nooit tevore nie. Daar is soveel krag as ek en jy gedoop word. Gaan kyk maar 'n bietjie reg deur die Handelinge, gaan doen net jouself 'n guns, gaan kyk net na Handelinge. Elke keer wanneer hulle gedoop is in Handelinge, hulle is gedoop en is vervul met die Heilige Gees. Die Heilige Gees in die doop loop hand aan hand, die Here kom en hy bekragtig jou met die Heilige Gees. En dan sluit ek af, 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Jesus sê ons moet in die lig wandel. In Handelinge 8, dan lees ons van die hofdienaar van Ethiopië. Hy was by die kerk, hy was by die tempel om te aanbid. Niemand vertel hom by die tempel, jy moet gedoop word nie. Weet jy wat, hy is op sy heenreis op pad terug Ethiopië toe, en die Here sê vir Filippus, gaan daar na 'n eensame pad toe. Daai jare het hulle die eensame paaie gekies, want die hoofpaaie was hulle baie beroof. So as hulle alleen gereis het, dan vat hulle maar 'n eensame pad, dan is die kans om geroof te word minder. En hierdie ou sit op die wa, en hy is besig om te lees, en Filippus kom by hom aan. Die Here stel so na hy hofdienaar belang. Die kerk sê nie vir hom hy moet gedoop word nie, die kerk sê nie vir hom hy moet bekeer nie, maar die Here stuur vir Filippus al die pad na hom toe. Sê bekeer jou. En daar sit op die wa, en hy lees daai gedeelte in Jesaja 53, waar hy sê, 'n seun is vir ons gebore, hy het ons krankheid op hom geneem, ons sondes het hy gedra, ons pyn en lyding het hy aan hom op die kruis geneem, en hy vra vir Filippus, van wie praat hierdie ou? Van homself of van iemand anders? En die Bybel sê, en hy het van daar af begin, en vir hom die evangelie verkondig. En toe hierdie ou die evangelie snap, toe sê hy vir Filippus, hier's water. Wat verhinder my om gedoop te word? En Filippus sê vir hom, mits jy glo. Wie glo vanoggend in Jesus Christus? Amen. As jy nog nie gedoop is nie, wat verhinder jou? Hier's water. Ons het klere, die water is warm, ons het handdoeke, ons het alles. Hy sê vir Filippus, wat verhinder my? Filippus sê vir hom, mits jy glo. Hy sê, ek glo in Jesus Christus. Ek glo as die seun van God. En Filippus sê vir hom, prys die Here. Nou kan jy gedoop word, en hy klim in die water en hy doop hom. Weet jy wat, ons vra nie vanoggend om deel van hierdie kerk te word nie. Ons vra nie vanoggend om by hierdie kerk aan te sluit nie. Ons vra jou vanoggend, doen wat God se woord sê. Wees gehoorsaam aan sy woord. As hy vir jou sê, alles is vir jou voorberei, jy het geen verskoning nie, wat se keuse gaan jy maak? Bybel sê, as jy jou skaam voor die mense, sal die Here om eendag vir jou skaam voor die Vader. Jy het nie nodig om jou te skaam nie. Mia en Marco, as Marco, kan julle kom vorentoe so lank? Hulle twee het gesê, hulle wil hulle laat doop.